Die woord bekering word oor die algemeen geassosieer met die verandering van 'n mens se lewe, van, kom ons sê nou maar, die belydenis van sonde en bereidwilligheid om berou daaroor te hê en 'n nuwe lewe te begin. Maar ek lees in Lukas 22 vers 31 tot 32 iets baie interessant rondom hierdie belangrike woord. Die Here Jesus sê vir Petrus, en hy gebruik ook die ander naam wat Petrus mee bekend was, hy sê, Simon, Simon, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Met ander woorde, die verskeiding tussen die disippels te bring. Hy sê, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. En dan die belangrike ding wat hy vir hom sê, as jy weer tot inkeer gekom het, die 53 vertaling sê, as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broers versterk. Nou hier praat die Here Jesus met 'n disipel, 'n bekeerde persoon, en hy sê, as jy eendag bekeerd is, met ander woorde, hier is iets anders as om die gewone term, of die gewone betekenis aan hierdie term te koppel. Dit gaan oor die verandering van 'n gesindheid, oor die verandering van die manier van doen, van verstaan, en jou eie lewe in heroorweging te neem, en op 'n ander manier met mense om jou oor die weg te kom. Die Engelse New King James Version sê, but I have prayed for you, that your faith should not fail. En dan, and when you have returned to me, strengthen your brethren. Met ander woorde, om terug te keer na wat Christus van jou verwag, kan ook bekering beteken. Vir 'n bekeerde mens is dit soms nodig om te gaan herbesin oor wat verwag Christus eintlik van my, en in daardie opsig dan jou te bekeer. Die NIV sê, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Jy sien, 'n mens kom naderhand op 'n plek wat jy nie 'n positiewe invloed op die mense om jou is nie, veral die medegelowiges. En dat 'n mens dan moet besef, maar ek moet my gesindheid verander, ek moet die manier van doen verander, soos Petrus dit nodig gehad het. En dan kan jy werklik weer doen wat van jou verwag word. Kyk 'n bietjie na jouself. Ek dink dis 'n voorreg om van tyd tot tyd bietjie te herbesin en tot bekering te kom op die regte manier. Loop mooi.